Vandag saam met my in die ateljee het ek vir Christine Skooman. Sy is van Skylife Adventures af en hulle hou nou 'n baie lekker ding in Bloemfontein. Dit is dan nou die PASA 2025 Valskerm Kampioenskappe, nasionale Valskerm Kampioenskappe wat by Tempe Vliegveld gehou gaan word vanaf die 28ste April tot en met die 3de Mei. Dis reg. Christine, hi, welkom Hallo, by ons. dankie. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het om... 'n mond vol, né? Dit is 'n mond vol. Ja. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het om by ons te kom sit en gesels Dankie. oor die geleentheid. Christine, kom ons praat oor dit vir die mense daar buite wat nou nie weet waar dit gaan nie. Kom ons breek dit af in layman's terms en ons vertel vir hulle wat behels hierdie. Dit is 'n asemrowende dag. Wat behels die dag? So, kom ons begin miskien by die begin. PASA. PASA is die Parachute Association of South Africa. Dit is die assosiasie wat ons sport reguleer. Hulle hou jaarliks al van die 80s, 70s af, as ek korrek is, hou hulle die nasionale kampioenskappe reg oor Suid-Afrika by verskillende ander valskermklubs, valskermklubs en ja, so dit het nou vir die eerste keer in 25 jaar weer in Bloemfontein op ons toe beland, ja. Quite cool. En die dag met die valskerm kampioenskappe wat gebeur. Wat se dissiplines, wat gaan alles daar gebeur? Wat gebeur? Ja. So in valskermspring is daar 'n paar goed waarin jy jouself kan kwalifiseer of verbeter, as jy dit so stel. Net soos enige ander vliegsport, recreational flying, soos die ouens wat byvoorbeeld aerobatics doen. In valskermspring is dit dieselfde. So ons het akkuraatheidslandings. Maak hulle daai bullseye daaronder. Ja, wat hulle die bullseye maak en dan ons wingsuit flying. Dis nou die ouens wat daai pakke aantrek wat jy gewoonlik sien, daai ouens wat van die berge afspring. Spring van 'n berg af en dan vlieg hy so af dan na die vlieg hy dorpie. so, jy kan dit in valskermspring ook doen, dis wingsuit flying. Ons het formation skydiving, dis jou formasies wat hulle in die lug bou. Sê byvoorbeeld 4 mense spring saam uit, hulle moet 'n sekere formasie bou. En daai formasie hou ook vir 'n oomblik. Absoluut, ja. Ja, so dit gaan eintlik oor hoeveel punte hulle draai. Ja, in die lug en dan ons ook artistic events. Dis nou die ouens weer wat free flying doen, wat ons noem free flying. Hulle doen nie formasies nie, hulle sal gewoonlik of sit in die lug of staan in die lug. So waar formasies 'n horisontale formasie is artistic events free flying 'n vertikale. Vertikale, ja, en dan sal hulle ook basies dieselfde doen, tipe formasies doen terwyl hulle sit of staan in die lug. En toeskouers wat nou daar onder op die grond is, wat nou opkyk, hulle gaan hierdie kan aanskou. Dit is Ja, jy kan die groter formasies veral, jy kan dit van die grond af sien. En natuurlik saam met dit is elke liewe ou wat in die lug is, moet ook op die grond kom. So hulle kom land daar by die ons het klap 'n verwagting, ons het die som wat ons bereken is omtrent 2000 valskerms wat daai week potensieel kan kom land. Om jou net 'n bietjie perspektief te gee van hoe groot hierdie ding werklik Ja, so 2000 valskermlandings oor daai 9 dae. Christine, en dan nou jy het nou genoem vroeër, dit is dan nou die eerste keer in 25 jaar wat dit in Bloemfontein gehou word. Hoekom so? So die laaste keer was in 2000, is heeltemal voor my tyd eintlik om werklik vir jou te veel inligting daarvan te gee. Ek was nou nog nie betrokke in valskermspring daai tyd nie, maar dit was in 2000 gewees. Wat gebeur is, elke jaar kan die verskillende valskermklubs soos tender daarvoor. Dis die prosedure. Dit is actually 'n tenderproses waar jy nou 'n dokument soos 'n voorlegging basies aan die assosiasie lewer oor hoe jy dit gaan doen by basies en waar gaan jy jou resources vandaan kry en hoe jy dit gaan basies hanteer. En dan stem hulle die verskillende dissiplines, soos ons nou van gepraat het komitees, dis die SSA, die South African Sport Skydivers Association, wat ook eintlik in werklik wat die geleentheid aanbied. Ons doen dit net namens hulle. Julle host die geleentheid. Ja, so en hulle kies dan die
die klub wat nou natuurlik die beste En getender die jaar het julle dit reg gekry. Hierdie jaar het ons besluit, veral met al die opwinding wat op Tempe Lughawe aangaan, daar's so baie fasiliteite eintlik waarvan baie min mense weet. Ons hou die Tempe Air Show al die laaste paar jaar, Bloemfontein Vliegklub, hulle doen events daarso, die Valskermklub doen events. So ons het sulke great fasiliteite eintlik nou daar op die lughawe ontwikkel in die laaste paar jaar, dat ons het net besluit, ons is perfek daarvoor om hierdie tipe geleentheid aan te bied. En waar in die verlede is elke dissipline op verskillende datums, verskillende plekke ook aangebied. Dit maak die logistiek baie moeilik. Wat dit moeilik maak vir die ouens om in meer as een ding deel te neem, want dit is baie kostes. Toe ons voorlegging ook behels dat ons al die dissiplines wil aanbied en dit op een plek, op een datum vir die springers wil doen, en ja, hulle het ons toe gekies. Baie bly, trots vir jou, trots vir jou. Ja. Christine, ek dink ook wat baie mense afskrik is, daar's dalk 'n mate van onveiligheid. Hulle is bang vir die risiko aan betrokke. Ja. Kan ons bietjie gesels oor, veral nou oor die event en buite die event ook, as dit kom by die algemene mens wat net wil kom spring, oor hoe werk die veiligheidsmaatreëls, hoe het dinge verander in die laaste tyd, hoe werk die opleiding? Kan jy vir ons bietjie meer deel? Ek dink dit sal 'n goeie breekpunt na 'n individu toe wat nou vir die eerste keer wil kom spring wees hier. Ja. So om net so vinnig op die kampioenskap terug te val, jy moet 'n PASA lid wees om deel te kan neem. Dit beteken jy moet al vir 'n jaar valskerm spring of dan natuurlik jou eerste lisensie hê. So dis ook nou nie enige iemand wat kan deelneem nie, maar om vir jou perspektief te gee oor hoe om daar te kom, is jy sal jou opleiding doen by ons statiese lynopleiding wat alles en alles omtrent 35 spronge gedoen kan word. En dan van daar af sal die ouens nou gewoonlik, wanneer hulle eerste lisensie het, sal hulle begin fokus op goed waar hulle in die sport nou wil die verskillende dissiplines. Wil nou bemeester en beter raak en die tipe ding. Maar die proses om tot daar te kom, ons word gereguleer deur PASA. Ons moet al hulle regulasies en standard operating procedures moet ons volg. En ons instrukteurs het ook spesifieke ratings om ons kursusse te kan aanbied en verdere opleiding in die sport te kan gee en daai tipe ding. Ons DZO, die Drops on Operator Jackie, is ook aangestel deur PASA. So dit is werklik nie soos almal dink net 'n sport. Ons het 'n aero nommer soos enige ander vlieginstansie. Jy weet wat gereguleer word. Dit is 'n sport wat so goed gereguleer word en die tegnologie in die sport het so veel beter as jy dink net in rekenaars. Mense wat ruimte toe gaan, jy weet al hierdie tipe dinge. Dit is dieselfde met sport skydiving. Daar's allerlei dinge wat dit so veilig maak ten opsigte van die sport, net soos enige ander sport. En jy het nou vir ons 'n paar dinge saamgebring. So het ons nou 'n riek hierso. Dis reg. Ja, nou hierdie ding is bietjie gewigtig as ek hom so moet optel. En hier binne-in is dan natuurlik nou jou main canopy en dan ook jou reserve, jou tweede canopy. En jy het nog ander dingetjies vir ons ook daar saamgebring. Wat het jy daarso? So tradisioneel is hierdie is 'n Icon stelsel. Hy het heidaglik 230 square hoofvalskerm in, wat tradisioneel eintlik vir 'n intermediate skydiver bedoel is. Intermediate ook, hulle mag glad nie in ons sport sonder 'n IID byvoorbeeld spring nie. Dit is 'n device, kies vir my Engels tussenin, wat intussen in sulke sisteme gesit word dat as jy op 'n sekere hoogte nog nie jou hoofvalskerm oopgemaak het nie, dan maak hy jou noodvalskerm. Maak hy vir jou outomaties oop, maar so dit is soos half 'n backup om vir jou dan die veiligheidsaspek van iemand wat nog besig is om te leer en nie 'n lisensiehouer is nie. Dit meer veilig te maak. Dit is dan nou ook die rigs waarmee julle dan die ouetjies wat net by julle begin leer spring. Ja, hierdie is nou 'n BOC, so die oues nou al op vryval wat hierdie ouetjies spring, maar 'n static line is nou tradisioneel waarmee jy sal begin, waar jy nie as jou eie valskerm oopmaak nie. Daar is aan die sak is daar 'n statiese lyn en daai lyn is in die vliegtuig vas en as jy uitspring, dan trek hy weer jou valskerm vir jou oop.
Jy het 'n RSL byvoorbeeld hierso, wat as jy jou hoof wegsny, hy outomaties ook Kom ons draai met so. jou reserve vir jou ook oopmaak. Hier is jou handles waar jy nou byvoorbeeld jou myn gaan wegsny en die ander handle hierso daar aan daai kant gaan jy hom oopmaak. Jy dra ook 'n barometer. Altimeter wat natuurlik vir jou in vryval presies wys hoe hoog jy is. Jy kry van hierdie ouetjies ook, hierdie is weer ditter, wat jy noem 'n ditter. Hy word hier in 'n sakkie in jou helmet gesit en hy word weer gestel om byvoorbeeld vir jou op sekere hoogtes vir jou te laat weet hoe ver is jy. Te laat weet hoe hoog jy is. So jy kan byvoorbeeld stel die hoogte wat jy uitspring, dan gewoonlik die hoogte wat jy wil wegbreek van 'n formasie af en wegvlieg, kan hy dalk vir jou sein uitgee en dan onder valskerm kan hy weer waarsku jy is byvoorbeeld 1000 voet van die grond af. So dit is eintlik in totaal alreeds 3 goeters wat jou hoogte spesifiek vir jou aandui en vir jou seker maak jy weet waar jy is. En dan het ons vir Sweetcon ook hierso met Skylife Adventures se beanie op en dan natuurlik hierdie dat mense kan sien waar jy gaan. Ja, daai is nou soos vir studente. Hulle sal nou nie natuurlik met hierdie fancy helmet, hierdie is nou bietjie meer vir 'n experience ou. Hulle sal nou oop helmet sê met goggles natuurlik as jy in vryval is, dat die wind om jou oë te beskerm of iemand soos jy wat bril dra om jou om jou ten minste my bril op my gesig te hou dat hy nie verloor nie. Christine Skylife se kant om hierdie ekskuus tog knip my tong nou so om hierdie kampioenskappe aan mekaar te slaan, kan ek dink dit nogals baie vereis. Kan jy bietjie met ons bespreek die logistieke uitdagings en om al die goed in mekaar te sit? Wat het jy daarvan? Ja, kyk, op die uiteinde van die dag is hierdie kampioenskap bepaal jou land se kampioene. Dit is die doel. SA klere. Ja, dit is SA klere en dit is 'n FAI, dis jou World Sports organisasie, event en dit word ook gereguleer deur soveel ander assosiasies om seker te maak jou landse kampioene word regverdig bepaal. So ek dink die groot uitdaging was om al hierdie regulasies en al hierdie goed so goed te verstaan en hoe die ding in plek gesit gaan word en so. Maar natuurlik ook deel as daar nie deelname is nie, dan dit die publiek kan kom kyk en in honderde, maar as daar nie deelname is nie, is dit nie suksesvol nie. En skydiving ongelukkig, ek dink soos meeste sporte na COVID-19, het so afgeneem ten opsigte net van die bekombaarheid en die bekostigbaarheid en al die dinge, jy weet. So ons het ook nou bietjie op 'n training camp ding wat ons intussen reël en seker maak die ouens kry opleiding in goed waarna hulle kan deelneem, wat ons ook nou intussen hou. Die wingsuiters is natuurlik hierdie komende naweek. Ja, dis iets niets. Ja, weer by ons jy weet om bietjie in wingsuiting bietjie te kom oefen daar en hulle langs reg te kry. So ek dink as ons Bloemfonteiners, jy weet hierdie ding met oop arms ontvang en hierdie gaste hier kan kry en mense bietjie buite die boks kan dink en hulle, jy weet, bietjie deel van ons Bloemfontein se kultuur en deel van die Afrikaanse kultuur. En 'n braaivleisie. Jy weet, en al daai tipe ding is nie noodwendig dat jy die sport verbeter nie, maar jy verbeter mense se belangstelling en entoesiasme en jy weet al daai tipe dinge. So ek dink dis maar om almal ingekoop te kry is maar die ding, ja. Nou ek het nou 'n vraag, as ek nou so die vraag aan jou kan stel vir 'n individu wat daar buite nou sit en vir die eerste maal nou hoor van Skylife en graag nog altyd uit 'n vliegtuig wat uit wil spring wat werk. Hoe werk die proses vir so 'n individu om te kom tot waar hy of haar uit 'n vliegtuig uitspring? Vertel vir ons, wat is die verwagting? So, dis so maklik soos eintlik maak dit kontak met ons. So net laat almal 'n bietjie mooi verstaan waar Skylife spesifiek in plek kom. So die host van hierdie event is Bloemfontein Valskerm Klub. Dis reg, ja. Ons is op die komitee van die klub, ek en my man Jackie wat ook die DZO is. So ons verteenwoordig die klub. Ons klub is nog 'n sportklub en ons ran ook dan nou namens die klub vir hulle die skydiving operasies daarso.
En so Skylife hanteer al die boekings, hanteer die manifest. manifest, as jy dit so kan sê, ja. As jy nou daar by die lughawe kom en jy imagine jy moet nou gaan check-in, jy weet, dis nou ons hanteer die operations en sorg dat al die mooi dinge mooi glad verloop. En ja, kom in kontak maak met ons. Ons kan gesels oor die verskillende opsies. Tandem of static line. Natuurlik, ja. En tandem is natuurlik vir 'n once-off bucket list en jy wil vryval ervaar en besluit of jy werklik 'n sport skydiver in die proses wil word. En dan natuurlik demo spronge ook wat ons vir koöperatiewe geleenthede, golfdae, rugbywedstryde, met die air show, sal julle ons altyd maar daar op die lughawe sien. Dis dan nou wanneer jy daar aankom met die vla. Dis korrek. So, ja, dis korrek. Ja. So ja, en hulle ons maar net in kontak kom. So, kom in kontak, kom doen wat ook al die belangstelling is, 'n kort opleiding kursus. En dan dit gebeur gewoonlik op 'n Vrydag. Gewoonlik Vrydag aande. En dan die Saterdagoggend. En dan basies die Saterdagmiddag dan kan jy spring. So hierdie Vrydag is natuurlik vakansiedag, so ons opleiding begin sommer Vrydagoggend, selfde dag Vrydagmiddag spring jy. Ja, so en of kom besoek ons, jy weet op die lughawe. Kom kyk net wat daar aangaan. Soos almal ken ons restaurant daar op ons perseel, Ebon Café, een van Best of Bloem. Restaurant is daar so, daar's baie aktiwiteite op die lughawe, ouens wat vlieg altyd. Die volskermklub is daar. Dit is kom kyk waaroor dit gaan. Deel met ons iets in jou ervaring oor jou leeftyd waar jy nou deel is van valskermklubs en uitvliegtye en uitspring. Vertel vir ons iets onvergeetliks wat jy nou as jy nou nostalgie met ons moet deel. Sjoe, onvergeetliks. Heel eerste ding wat seker in my kop inkom is my en Jackie se troudag. Ja. So aangesien ons eintlik deur skydiving mekaar ontmoet het, ek het besluit ek gaan dit net probeer eendag. Hoekom nie? Soos enige iemand anders seker die besluit maak. En ek het so baie daarvan gehou, ek het dit op dieselfde dag sommer weer gespring en so 'n maand of 2 later toe loop ek hom nou daar raak wat ook spring, jy weet, en maar op ons troudag het ons nou nie tradisioneel in die kerk getrou nie. Ons het besluit ons is so lief vir die lughawe en ons ontmoet mekaar toe nou daar. Ons gaan langs die lughawe op goeie vriende en op daai stadium ook een van die pilots se plottrou. En toe besluit ek nou, jy weet, ek gaan nou nie hierdie aisle wees en al hierdie dinge nie. Ek gaan nou maar sommer daar wees en die gaste ontvang en alles. En Jackie en al sy best man gaan nou uit die vliegtuig via hy parachute gaan hulle nou arriveer by die troue om sommer so demonstrasie en almal, jy weet, vir ons liefde vir hierdie sport en almal wat vir Jackie ken, weet hy so goed met die valskermsland en jy weet ek het hom nog nooit werklik gesien val nie, jy weet hy land altyd so op sy voete, hy lyk almal, jy weet almal so onprofessioneel lyk as hy nou moet mooi land. En op die dag dink ek het die nerves nou maar bietjie ingeskop. Hy weet nou waar hy sy op pad, ja. En hy weet nou waar hy sy op pad en sy bruid wag nou daar vir hom op die grond en al die dinge en toe hy nou moes land daar in Beinsvlei, daar in die veld, toe het hy nou bietjie oor sy voete geval en was toe nou bietjie redelik van kop tot toon in die rooi grond en ja, toe ons mekaar nou daar langs die kansel ontmoet en toe sê ek vir hom, dan sê jy het geval vir my. So ja, dit sal altyd by my opkom. Dis net na 'n mens hart, ek kan sommer so sien. Maar dan sal ligballonspronge en jy weet allerhande sulke goed wat net mens kan daar aangaan oor die stories wat jy eintlik ervaar in die sport en die vriendskappe wat jy bou in hierdie sport. Ja. Kom selfs net so vir ten slotte die gemeenskap van die valskermmense. Vertel ons bietjie hoe is hulle? So ons heel jongste springer wat nou al daar gespring het, is my jongste seun, Jack, hy was 8. Dit was nou wel in Namibië, maar hy is een van ons jongste entoesiastiese springers en dan wat die kursus nou al gedoen het wat jy eers van 16 af kan doen. Was seun CG, hy was 16 jaar oud. Ons instrukteur self is al in sy 70s, ons Chris. Ons het van tieners 20, 30, 40, 50, 60, 70 deur die bank
van enige walk of life, van ons het dokters daar, ons het restaurant operators daar, ons het mense in die mechanic industrie, ons, jy weet, allerhande dinge. En almal gel en vibe lekker saam. Dis so diverse groep mense, maar tog, as ons saamkom om te spring, dan kom jy maar vir dieselfde rede. Wat jy aan niemand kan verduidelik, as jy dit nie self gedoen het nie. Ek kan daarmee saamstem. Closing thoughts, iets waarmee ons wil los oor die kampioenskappe, of net sommer 'n gedagtetjie wat jy het, enige closing thoughts? Ja, maar net weer noem, eerste 3 dae, 5, 6 en 27ste April, is die oefendae, dan gaan die ouens almal oefen en aan die oefen wees, en dan die maandag, die 28ste tot Saterdag die 3de Mei, is die fisiese kampioenskappe. Daar's klomp vakansie daar en die skole is vakansie, so dis absoluut geen ingangsfooi nie. Ebon Café is oop soos enige ander dag. Jy kan kom besoek, jy kan kom kyk, sommer net jou stoel bring, en hom opslaan en net kyk waaroor dit gaan. Ja, en kom kyk so ideale geleentheid vir enige iemand in Bloemfontein of selfs om liggende omgewings om te kom. Daar's kos, daar's aktiwiteite, daar's dinge wat jy nie elke dag sien. Allerhande dinge. En hierdie is regtig een vir die boeke wat 'n mens nie kan mis nie, want dit is die eerste keer in 'n paar jaar wat hy 25 jaar. Ja, ek dink dis baie gaaf. Christine, dankie. Ons wens jou alles van die beste en sterkte toe met die reël en aan die mekaar slaan van hierdie verskriklike ding waarmee jy besig is. Die onderhoud kon doen, dink ek, kan ek is haar hoop. En ons vertrou jy gaan 'n reuse sukses van dit maak. Baie dankie, John.